Welkom terug. Vandag het ons vir jou 'n hele stapel bronne oor 'n besonderse hoekie van Tokio, Kamaido. Ons het so deur reisartikels, blogs, selfs 'n paar historiese notas gewerk. Ja, dis reg. En ons wil vandag kyk, wat maak hierdie beurt nou eintlik so, anders as die gewone Tokio-ervaring wat baie mense ken? Presies. Die doel is om so 'n bietjie verby die hoofpaaie te kyk, né? Om die ware karakter van die plek te ontdek. Dis 'n Shitamachi. Shitamachi, een van daardie ouer, meer tradisionele onderdorpe. Ja, dis dit. Dit het 'n heel ander gevoel as sien nou maar die moderne wolkekrabbers van Shinjuku. En die eerste ding wat uitspring in amper al die bronne, skilpaaie. Ja, Die naam Kamaido self, dit het mos kamme, skilpad, in, né? dis heeltemal reg. Blykbaar was die area lank gelede 'n eiland. En dit het gelyk soos 'n skilpad se dop. OK, so Kamejima, skilpad-eiland. Presies. En met die tyd het sluk opgebou, dit aan die vasteland verbind, maar daai skilpad tema, dit het gebly. En daar's ook hierdie belangrike stukkie van die storie, 'n spesifieke put, die Kamegai, skilpadput. O ja, waar was dit? Wel, dit was op die terrein van wat nou die Kamaido Katori heiligdom is. En die naam het glo ontwikkel van Kameido, wat na die put verwys, na die huidige Kamei-dol. Fascinerend. So jy sien skilpaaie oral. Jy sien hulle oral, op winkeltekens, in die heiligdomme, selfs in die kos soms. Dis 'n plek met diep wortels, duidelik. En verrassend genoeg, dis eintlik maklik om daar te kom, né? Ja, nogal. Die bronne sê dis net so 20 minute met die trein van Tokio-stasie af. Jy moet net een keer oorstap. So dis regtig gerieflik. Geen verskonings om nie 'n draai te gaan maak nie. Absoluut. En histories het die plek nogal ontwikkel na 'n groot brand in Edo, Oud Tokio. So in die middel 1600s. Reg. Mense het seker nuwe blyplek gesoek. Ja. En waterweë was ook baie belangrik hier vir vervoer. Dit het selfs 'n industriële kant gehad. Die Seiko-fabriek was vir dekades hier. Die horlosiefabriek. Jep. En interessant genoeg, op presies daai selfde plek staan daar nou 'n splinternuwe kompleks, Kamaido Klok. Sjoe. Dit wys hoe die buurt aanhou verander. Maar daai geskiedenis is nog daar. Dis die ding van Kamaido. Goed. Kom ons stap so 'n bietjie deur die plekke wat jy as besoeker regtig moet sien. Die groot een is seker Kamaido Tenjin heiligdom. Definitief. Dis baie opvallend, ja. Veral met daai helder rooi brûe. Ja, ek het foto's gesien. Dis gewy aan Sugawara no Michizane. Hy is die Shinto-god van geleerdheid. So dis hoekom studente soontoe gaan, vir eksamens en so. Presies. Dis gestig in die 1660s en is eintlik geïnspireer deur 'n baie bekende heiligdom in Kyushu. Maar dis veel meer as net dit. Ja, ek het gelees dit staan bekend as die bloeisel Tenjin. O ja. Die blou reënfees vir Steria in die lente. Dis ongelooflik. Daai lang hangende persblomtrosse. Dis asemrowend. En dit gaan al vir meer as 350 jaar aan. Selfs shoguns het glo hier kom blomme kyk. Wow. En hier's 'n baie interessante stukkie. Die ukiyo-e-kunstenaar Hiroshige. Die een van die houtsnee. Ja, hy. Hy het hierdie toneel die brûe, die blomme, beroemd gemaak in sy reeks 100 beroemde uitsigte van Edo. En daai spesifieke prent het selfs vir Monet, die Franse impressionis, beïnvloed. Regtig? Van Kamaido Kenjin tot by Monet in Frankryk? Dis 'n ongelooflike stukkie kultuuruitreiling. Nogal, né? En vir jou as besoeker, daar's nog klein dingetjies om by die heiligdom raak te sien. Soos wat? Wel, daai 3 rooi brûe oor die vywer. Die vywer is glo hartvormig en die brûe simboliseer die verlede, hede en toekoms. OK. Dan's daar 'n standbeeld van 'n os. Die tradisie is jy vryf sy kop en dan jou eie, vir wysheid of gesondheid. Ek het al sulke goed by ander tempels gesien. Ja, en soek ook die klein oesel voelbeeldjies. Nou oesel klink amper soos die Japanse woord vir leuen. OK. So die geloof is dat die voeltjie vorige slegte geluk in 'n leuen verander. Dit vee dit skoon as ware. En dis nogal slim. En ek het ook gelees van 'n vreemde hond standbeeld. Iets met sout. Ja, agter die hoofgebou, die Onusama,
Mense raak dit aan en smeer sout op die deel waar hulle genesing soek. Dis baie spesifiek. Dis een van daai unieke plaaslike gebruike. Jy kry dit nie sommer oral nie. En 'n fotowenk. Probeer om die rooi bru, die blomme as hierdie seisoen is, en die moderne Tokyo Skytree in die agtergrond alles in een raam te kry. Ag, dis 'n goeie een. Die oud en die nuut langs mekaar. Dit som Kameido nogal op. En dan is daar nog 'n belangrike heiligdom, nê? Kameido Katori. Ja, en die een is glo selfs ouer, gestig in die 7de eeu. Sjoe, 665 na Christus, dis regtig oud. Dis die oudste in die hele Kyoto-distrik. En hierdie een is bekend as die god van sport of die god van oorwinning. Hoekom juist dit? Die legende is dat 'n bekende krygsheer, lank gelede, hier kom bid het voor 'n groot geveg teen 'n rebel. En hy het gewen. OK. So vandag nog kom atlete hierheen. Of sommer enige iemand wat sukses soek in 'n kompetisie of uitdaging. So nie net vir die Olimpiese spele nie, maar as ek my bestuurslisensie wil sla. Presies, jy kan hier kom vir 'n bietjie ekstra hulp om te wen. Daar's selfs 'n spesiale klip, die Katsuishi oorwinningssteen, waar mense glo energie kan tap. Interessant. En jy sal ook 'n monument hier sien vir die Kameido Daikon. Dis 'n plaaslike radis. Ons sal nog daarby uitkom. 'n Monument vir 'n radis. OK, dit is ongewoon. En die herstelde Kamegai put is ook hier. Daai oorspronklike put wat die buurt sy naam gegee het. Dis ongelooflik hoe die geskiedenis en die legendes so tasbare is op hierdie plekke. Nou ja, na al daai rondstap en bid, is mens seker honger. Beslis. En die bronne sê Kameido is 'n ongelooflike plek vir kos, veral as jy 'n bietjie avontuurlustig is. Waar begin 'n mens? Ek dink ons moet by Kameido Gyoza begin. Dis amper 'n instelling. Gyoza, Japanse dumplings, né? Ja, gebraaide bolletjies. Die plek is baie eenvoudig, net gyoza en drankies. Dis dit. Maar die unieke ding is hoe jy bestel. Of eerder, hoe jy nie bestel nie. Hoe werk dit aan? Jy gaan sit net, dan bring hulle outomaties vir jou 2 klein bordjies, 5 gyoza op elk. Net so. Net so. En as jy klaar is, bring hulle nog 2 bordjies. En nog, totdat jy sê, stop. Wow, dis gevaarlik. Ja, maar die gyoza is glo propvol fyn gekapte groente, meer groente as vleis, so dis verbasend lig en glad nie olierig nie. Mense staan tou hiervoor, maar dit beweeg vinnig. Dis 'n regte Kameido ervaring. Dit klink briljant, ek moet dit probeer. En dan is daar iets wat bietjie meer intens klink, horomon. Ja, Kameido is bekend as 'n hormon-strydgebied. Orgaanvleis, né? Braaiorgane. Dis reg, afval. Daar's glo meer as 10 restaurante wat net hierop fokus. Horomon Aoki is een van die bekendstes. OK, dit klink uitdagend vir party mense, seker. Hoekom is dit so gewild juis hier? Wel, die bronne sê die groot geheim is varsheid. Plekke soos 'n Aoki kry blykbaar elke oggend vars vleis direk van die mark af. En dit sorg vir goeie tekstuur en baie belangrik, geen slegte reuke nie. Dis ook glo lae vet en hoë proteïen, snaaks genoeg. Regtig? Ja, hulle bied selfs baie skaars dele aan. Ek sien name soos shibire. Dis blykbaar die thymusklier van 'n kalf. OK, dis beslis vir die avontuurlustige eter. Maar dis deel van die kultuur daar. 'n Groot deel. Goed, dalk iets 'n bietjie minder ekstreem. Ek het gelees van Kameido yakisoba. Ja, dis gebraaide noedels, maar die Kameido weergawe is 'n bietjie anders as die gewone soort. Hoe so? Dit kom gewoonlik met 'n dun omelet bo oorgesit en dan sprinkel hulle tenkasu oor. Tenkasu, daai krakkerige stukkies gebraaide deeg wat jy soms in sop kry. Presies daai. Dit gee dit 'n lekker krakerige tekstuur saam met die noedels en die omelet. Dit klink lekker. En vir die soettand, is daar iets spesiaals? O ja, jy moet Funabashi probeer. Hulle is al sedert 1805 naby Kameido Tenjin. Wow, dis lank. Wat maak hulle? Hulle spesialiteit is kuzumuchi. Nou, dis nie die gewone mochi wat jy dalk ken nie. Dis 'n jelly-agtige pudding. OK. En dit word gemaak van gefermenteerde koringstelsel. En die proses, dit neem glo 450 dae. Wag, wat? 450 dae om dit te maak. Dis mal. Dis ongelooflik, né? Maar dan hou die finale produk net so 2 dae.
Dis 'n reuse kontras. Ja, dis 'n unieke, natuurlik gefermenteerde lekkerny. Hulle bedien dit gewoonlik met kinako, geroosterde sojaboonpoeier, en kuromitsu, swart suikerstroop. Dit klink baie besonders. En daar's 'n bakkery ook naby, met 'n brood wat 'n varkiechop in het. Ja, die naam is baie lank en oorlik, by iets soos die Koning se wegkruipplek bakkery. Hulle is bekend vir 'n katsu currybroodjie, maar binne-in is 'n hele mini varkkotelet. Nou praat jy. En vir koffie, ek onthou jy het iets genoem van 'n plek met samurai wapenrusting. A Coffee Dojo Samurai, dis 'n moet sien. Gestig in 1978, die dekor is presies dit, regte kabuto en yoroi samurai helms en wapenrusting en swaarde teen die mure. Wow. En die beste deel, by die toonbank sit jy op wiegstoele. Wiegstoele. Dis fantasties. Ja, hulle is bekend vir uitstekende handgedrupte koffie en ook koudgedrupte koffie. Daar's amper altyd 'n tou, maar dis die wag werd, al is dit net vir die atmosfeer. Wiegstoele, samurai, goeie koffie. Dit klink na onvergeetlike stop. OK, so behalwe eetplekke, wat van inkope of sommer net rondloop en die atmosfeer inneem? Wel, daar's die Kameidayo Kachun winkelstraat. Dit het 'n wonderlike retro Showa-era gevoel, soos om terug te stap na die 50s of 60s. Lekker oudtyds? Ja, vir iets 'n bietjie meer modern, maar steeds met 'n historiese draai, is daar Kamaidai Umeyashiki. Dis 'n replika van 'n Edo-styl gebou. Wat kry jy daar? Dis 'n inligtingseentrum, maar ook 'n geskenkwinkel. Hulle verkoop baie skilpad temagoedjies, natuurlik. En ook pragtige Edo Kirikou glasware. Oh ja, Edo Kirikou, dis daai fyn gesnyde, kleurvolle glas, né? Ja, Dis 'n plaaslike ding. presies. Dis 'n spesialiteit van die area. Baie van die vakmanne woon glo daar rond, so dis 'n goeie plek om autentieke stukke te kry. En vir 'n diverse aandervaring is daar Kamaidayo Yokocho. Dis 'n nou steekie propvol klein gesellige eetplekkies en kroegies. Yokocho, daai steegie kultuur. Jep. En hierdie een is baie gevarieerd. Jy kry alles van Meksikaans en Filippyns tot plattelandse Japanse kos. En baie van hulle bly laat oop. Dit klink asof daar regtig hierdie interessante mengsel van oud en nuut is. Jy het vroeër Kamadoi Klak genoem, daai nuwe kompleks op die ou Seiko-terrein. Hoe voel dit? Pas dit in by die Shitamachi gevoel? Dis 'n goeie vraag. Dit lyk of die ontwikkelaars doelbewus probeer het om nie net 'n blink nuwe maal te bou nie. Hulle praat van 'n Be United konsep. Wat beteken dit? Daar's 'n groot plaas daar buite vir gemeenskapsgeleenthede. Hulle beplan glo honderde per jaar. Daar's 'n gemeenskapsruimte binne met speelareas en werkstasies. En selfs 'n eetarea, Kametoki Yokocho, wat spesifiek ontwerp is om daai ou Yokocho steegie gevoel na te boots. So hulle probeer die oue integreer. Dit lyk so. Dis 'n poging om die nuwe met die oue te verbind, eerder as om dit net te vervang. Natuurlik is daar moderne winkels ook. Ek het gelees van 'n plek genaamd Beer Machu met een van die grootste seleksies craft beer in Japan. OK, so 'n bietjie van alles. Dit wys die buurt verander, maar probeer sy karakter behou. Wat van groen ruimtes? Of dalk meer ongewone plekke wat nie in die hoofgidse staan nie? Daar's 'n paar parke. Kamatei Dori Yukudu Park is 'n mooi paadjie wat op 'n ou treinlynroete loop. Seker pragtig tydens Kersiebloeseltyd. Maar die mees unieke een is seker Tatekawa Kasenjiki Park, want dis letterlik onder 'n snelweg gebou. Onder 'n snelweg, hoe werk dit? Hulle het daai spasie ongelooflik goed benut. Daar's voetsalbane, speelplekke vir kinders, jy kan kajakke hier op die water daar's minigolf Wow. en selfs 'n kooiweier met sy eie miniatuur rooi bruitjies. 'n Duidelike knipoog na Kamaido Tenjin. Dis baie kreatiewe stedelike beplanning. En ek het ook iewers gelees van 'n lys vreemde besienswaardighede in Kamaido. Ja, die Kamaido Shinjuku 10 eienaardige of vreemde plekke om te sien. Ons het hulle 'n paar genoem, soos die soutbedekte hond by Tenjin.
Reg. Maar daar's ook 'n openbare toiletgebou by die stasie wat soos 'n vuurpyl lyk. Hulle noem dit die Rocket Can. 'n Vierpal toilet. OK, dis definitief vreemd. En dan is daar hierdie berugte speelgrondglybane. Een lyk soos 'n lieweneerspesie en een soos 'n olifant, maar hulle lyk amper asof hulle wreed in die helfte afgesny is. Veral die olifant het glo viral gegaan omdat hy so bizar lyk. 'n Halwe olifant glybaan. Dis die soort goed wat jy net per ongeluk ontdek en nooit vergeet nie. Dit gee die buurt soveel persoonlikheid. Presies, dit maak dit onthoubaar. En dan moet ons net weer daai Kamaido Daikon noem. Die klein plaaslike radhuis. Die een met die monument by die Katoria heiligdom. Ja, dis 'n tradisionele edelgroente. Eens op 'n tyd is dit wyd hier verbou. Nou is dit meer simbolies, maar jy kan dit by die Katoria heiligdom vereer sien. OK. En jy kan dit selfs proe by 'n spesialis restaurant, Kamaido Masumoto, wat fokus op disse met hierdie radhuis. Dis nog 'n tasbare skakel na die area se landbouverlede, nog 'n laag van sy storie. So as ons nou alles so bymekaar trek, Kamaido is duidelik nie net 'n stil ou buurtjie nie. Dis hierdie ongelooflike mengsel. Ja, Jy het die diep geskiedenis, die skilpaaie, die eeueoue heiligdomme, dan kry jy die unieke koservarings, amper kultusagtig, soos die gyoza en die horomon, en dan is daar hierdie laag van absolute vreemdheid en onverwagse charme, die vuurpyl toilet, die halwe olifant. absoluut. En ek dink vir jou as besoeker, die ware pret lê dalk daarin om juist daardie kontraste op te soek. Hoe bedoel jy? Wel, ja, gaan sien die beroemde Kamaido Tenjin heiligdom. Dis pragtig. Maar hou dan jou oë oop vir daai skilpad simbool op 'n ou winkel se uithangbord. Reg? Sniffel rond in die retro winkels in die Kachiunstraat. Wees dapper genoeg om die horomon te probeer, of ten minste die gyoza, en gaan soek daai vuurpyl toilet. Haha, ja, dit klink na avontuur. Dis 'n kans om 'n kant van Tokio te sien wat meer geleef voel, meer autentiek, anders as die blink gepoleerde toeristeplekke. Dit bied regtig 'n ander soort Tokio-ervaring. En dit laat mens wonder, nou dat nuwe plekke soos Kamaido Clock opkom, hoe gaan hierdie buurt daar die unieke, amper eiesinnige Shitamachi gevoel van hom behou? Dis die groot vraag, né? Hoe balanseer jy vooruitgang en ontwikkeling met die bewaring van 'n karakter wat oor eeue en eeue ontwikkel het? Dis iets om oor na te dink terwyl jy self deur Kamaido se strate stap en daai laaie ontdek. Wel, baie dankie dat jy saam met ons hierdie fascinerende buurt verken het. Ek dink die boodskap is, gaan ontdek dit self. Daar is duidelik soveel meer as wat die oog met die eerste oogopslag sien. Absoluut. Dis die moeite werd.